Daar's 'n interessante gedagte wat ek onlangs by Leonard Sweet gehoor het. Vivere memento. Onthou om te lewe. Maar dan sê hy iets verrassend. Jy kan nie regtig carpe diem die dag gryp as jy nie eers memento, onthou waarvandaan jy kom nie. En as jy eers weet waar jy vandaan kom, dan eers kan jy die toekoms omarm. Carpe mañana. Gryp môre. Nou ons sê maklik, leef in die oomblik. Geniet die nou. Maar is nie altyd so eenvoudig nie. Want baie mense haal asem en bestaan in die nou, maar hulle leef nie regtig nie. Ons jaag werk, ons jaag verantwoordelikhede, ons jaag prestasie, ons jaag oorlewing. En iewers langs die pad vergeet ons om te leef. Die prediker sê dit so mooi, daar's niks beter nie as om vreugde te vind in wat jy doen. Dit is 'n gawe van God, Prediker 3 vers 12. Lewe is nie net iets wat eendag gaan begin wanneer alles reg is nie. Lewe is nou, hier. Maar hier is die keerpunt. Jy kan nie voluit vorentoe leef as jy nie eerlik terugkyk nie. Want almal van ons dra 'n storie, oomblikke wat ons gevorm het, pyn wat ons stiller gemaak het, vreugde wat ons laat glo het, mense wat ons opgebou of afgebreek het. En as jy dit ignoreer, gaan dit jou steeds vorm, dalk net onbewustelik. Maar wanneer jy dit erken, dan begin dit sin maak. Dis amper soos 'n Josef, die gedeelte wat ek Sondag hanteer het in Genesis. Hy kon bitter bly oor sy verlede, hy's verkoop, verwerp, vergete, maar op 'n stadium sê hy, julle het kwaad beplan, maar God het dit ten goeie laat meewerk, Genesis 50 vers 20. En dis iemand wat terugkyk en God raak sien. En skielik kan hy weer vorentoe leef. En hier is die beweging. 1, kyk terug, nie om vas te sit daar nie, maar om te verstaan, wat het my gevorm. 2, kyk op. Waar was God in dit alles? En 3, kyk vorentoe. Hoe leef ek nou anders? Want wanneer 'n mens dit doen, word jou verlede nie meer 'n gewig nie, maar 'n getuienis. Word jou pyn nie net 'n wond nie, maar 'n bron van wysheid. Word jou lewe nie net oorlewing nie, maar word dit betekenisvol. Dink net vir 'n oomblik, wanneer laas het jy regtig gelag sonder om haastig te wees, stil geword sonder 'n skuldgevoel, dankbaar gevoel vir hoe ver jy gekom het in hierdie lewe. Ons jaag so maklik na môre dat ons vandag mis. Onthou om te lewe. Nie eers wanneer alles perfek is nie, nie eers wanneer jy daar is nie, maar nou, met alles wat jy dra, met alles wat jy was, en met alles wat nog gaan kom. Jy leef nie net vorentoe nie, jy leef uit dit wat agter jou lê, en wanneer jy dit in God se hande plaas, dan gebeur iets besonders. Jy begin nie net oorleef nie, jy begin leef. Onthou om te lewe. Kom ons bid saam. Genadige God, God van die verlede, God van die hede, God van die toekoms. U wat was, u wat is, u wat ook daar sal wees in die toekoms. Dankie dat ons tot u kan bid. En help ons, Here, dat ons sal onthou om te kan lewe. Dat ons sal terugkyk en sal sien wat alles ons gevorm het, en dat ons dit sal gebruik om die toekoms te kan omarm. Maar dat ons ook sal onthou van vandag. Help ons, Here, om u hand in ons verlede raak te sien, sodat dit ons sal help om die regte keuses te maak vir die toekoms, maar dat ons daardie keuses ook in die hier en nou sal raak sien. Dankie, Here, dat ons mag weet dat u oral teenwoordig is, in ons verlede, in ons hede en ook in ons toekoms. Ons bid dit in Jesus se naam alleen, hy wat ook ewig is. Amen.
Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om te hoor dat hy vir 'n oomblik om hierdie lewe van vandag te kan aangryp, eers moet onthou. Want as jy onthou, kan jy vandag aangryp en die toekoms omarm. Tot 'n volgende keer.